Hallo daar en welkom. Vandag spring ons kop eerste in die vreemde, wonderlike wêreld van 'n een-bedryf teatrale parodie. Dis 'n totale herverbeelding van daai gewilde drama Rooibos Bessie Sherwood. Maar glo my, so sien dit nog nooit gesien het nie. Maak jouself reg vir Skaven Sherbert. En nee, daai is nie die begin van 'n slegte grap nie. Dis eintlik die absolute kern van die absurde, maar ook slim toon van die stuk wat ons vandag gaan uitpak. Juis hierdie vreemde mengsel maak die parodie so uniek. Goed, so kom ons duik dadelik in. En ons begin by die verhoog, die omgewing waar alles afspeel. Want in hierdie stuk is die verhoog nie net 'n agtergrond nie, dis 'n massiewe deel van die storie. Ja, dis duidelik nie 'n ouma se sitkamer nie, né? Elke liewe element hier, van die seshoekige vorm van die kamer tot die deure wat so skawingkaarte lyk, is propvol simboliese betekenis. Dit is ontwerp om ons verwagtinge heeltemal om te gooi. Jy kry hierdie gevoel van iets wat wiskundig presies is, maar terselfdertyd chaoties en onvoorspelbaar. Dit skree vir ons, die gewone reëls geld nie hier nie. En dis juis die punt. Die verhoog self is basiese karakter in die storie. Dit skep van die begin af die sentrale konflik. Daai stryd tussen die koue, harde logika van die heksagoon en die warm, morsige drama van die mense. Die hele omgewing is 'n metafoor vir 'n wêreld wat desperaat probeer om die onvoorspelbare menslike ervaring in 'n netjiese, logiese boksie te druk. Goed so, wie bly nou eintlik in hierdie vreemde plek? Kom ons ontmoet die karakters en ons begin met die sentrale, dramatiese paartjie, wie se probleme beide ongelooflik bekend en terselfdertyd totaal vreemd voel. Eerste op die lys, Nirsma. Op die oog af klink sy dalk soos jou tipiese sepieheldin, maar luister 'n bietjie fyn na die woorde wat sy gebruik. Dis asof dit uit 'n heeltemal ander digitale era kom. Sjoe, hierdie een sinnetjie, né? Dit slaan die spyker op die kop. Dit vang die hele idee van die parodie perfek vas. Dit vat melodrama en gooi dit in die digitale era. Haar soeke na ware, diep emosie bots met hierdie koue, saamgeperste manier waarop dit vergegee word. Dis nogal 'n skerp kommentaar op hoe ons verhouding soms voel in 'n wêreld van WhatsApps en emojis. Wat so slim hierdan is hoe dit haar frustrasie so hyperletterlik in tegnologiese taal verpak. Want jy kan mos nie regtig emosies unzip soos 'n leer nie, kan jy? En dis presies die absurde probleem waarmee sy worstel. Dis snaaks, maar dis so herkenbaar in ons eie tegnologie-gedrewe lewens. En, hoe reageer hy op haar pleidooi? Wel, hy moet stap nie sommer net deur 'n deur nie. Nee, hy verskyn uit 'n koördinaatportaal. Sy karakter is net so abstrakt en ontwykend soos sy ingang. Sy antwoord is net so ontwykend. Hy gooi basies al daai romantiese klisjées by die venster uit en definieer sy onbetroubaarheid met die mees moderne probleem denkbaar, 'n swak internetverbinding. Hy is nie net emosioneel onbeskikbaar nie, hy is 'n wisselvallige sein, letterlik en figuurlike onstabiele koneksie. En net wanneer jy dink dit kan nie vreemde raak nie, word die gesprek onderbreek deur 'n kiborg wat uit 'n kalender klim. Ja, jy het my reg gehoor, uit 'n kalender. Die kiborg is soos hierdie dode ernstige tegniese ondersteuner, né? Hy bied 'n tegniese oplossing vir 'n diep menslike probleem. Die idee om 'n verhouding te optyd soos 'n stuk sagware, dis die toppunt van hierdie absurde konflik. Dit spot met ons almal se neiging om te dink daar's 'n app of 'n vinnige tegnologiese fiks vir elke komplekse emosionele gemors. En hier sien ons die kern van die hele ding. Dis 'n reguit botsing tussen twee, kom ons sê, bedryfstelsels wat net nie met mekaar kan praat nie. Aan die een kant het jy menslike emosie en aan die ander kant suiwer gevoelelose logika. Die hele toneel word 'n slagveld tussen hierdie twee magte. Maar wag, daar's meer, want wie sit en kyk na al hierdie drama? Net twee van die geskiedenis se grootste denkers wat uit die niet verskyn om ook hulle sê te sê en nog 'n laag absurditeit by te voeg. Eers kry ons vir Mozart, die meester van drama en musiek, wat met hierdie ongelooflike en eintlik komies donker opsomming vorendag kom. Dis 'n perfekte parodie van daai diepsinnige, tragiese insigte wat ons van sulke figure verwag. En dan kry ons vir Descartes, die ou van ek dink, daarom is ek. Hy vat sy beroemdste idee en dra dit heeltemal op sy kop. Sy bestaan word nou bevestig deur 'n masjien en sy reaksie is om te ontsnap na hierdie onverstaanbare wiskundige ruimte. Hy kies basies logika bo die hele deurmekaar spoel. OK, 'n sepieparty, 'n kaiborg, Mozart en Descartes in 'n heksagonale salon.
Wat op aarde is die punt van hierdie hele malspil? Die briljantheid lê presies in daai botsing. Jy vat die oordrewe intense emosies van 'n sepie en jy dwing dit deur 'n filter van pure, koue logika wat geen idee het wat om daarmee te doen nie. En die humor lê in hoe hierdie wêrelde mekaar totaal misverstaan. Dit hou 'n speel op na ons eie absurde pogings om die chaos van menswees met apps en data te probeer bestuur. Maar dit eindig nie net daar nie. Nee, die stuk gee ons 'n voorsmaakie van 'n moontlike en selfs nog meer absurde toekoms. Dit laat jou wonder waarheen dit alles op pad is. So ja, hulle speel met die idee van 'n tweede bedryf, Sherbet van metafisika. Kan jy jou dit voorstel? En wat van Shakespeare as 'n sielkundige? Of simboliese mandala-portale? Ek meen, dit wys jou net, die absurditeit ken regtig geen perke nie. En dit, mense, bring ons by die laaste groot vraag wat hierdie parodie vir ons los. As die eerste bedryf drama afgebreek het deur logika daarop te gooi, wat gebeur as die volgende bedryf om logika self uitmekaar te trek? Dis nogal iets om oor te dink, né? 'n Vraag wat lank by ons sal bly nadat die gordyn geval het.